Ek en Suan het juis 'n pers vandag aan om jy weet aandag te gee of fokus te skep vir geslagsgebaseerde geweld en ons is selfs ook vandag met Landry oor twee gebeure wat eintlik so mooi pas by vandag ook en dit is die eerste keer wat ons die geleentheid het om hier op die groot ontbyt met haar te gesels. Goeiemôre Landry. Môre, julle lyk so mooi. Dankie. Dit pas eintlik regtig so mooi in by jou liedjie en voordat ons by die liedjie kom, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, baie besig, baie besig, maar dit gaan eintlik baie goed. Dankie. Jy's redelik onlangs by Universal geteken, is omtrent 'n jaar of wat terug. Nog nie eers nie, ja, ek dink ek het in Junie my kontrak gekry en in Junie die eerste liedjie release. En hoe het jou lewe verander daarna? Baie besig. Baie verantwoordelikhede eintlik, so social media wat mense nou moet doen en alles, maar dit is baie lekker. Ek moet sê dit gee mens bietjie iets om na toe te werk, so. En jy's baie slim en kreatief met jou sosiale media. Dis baie fascinerend. Ek dink jou volgers gaan baie vinnig groei en dit het ook al reeds. Ja, eintlik. En ek hou baie daarvan dat jy in die oomblik goed opneem en jy's natuurlik en jy's net jouself. En dan ook die goed wat jy saam met jou man Austin opneem. Hy sit ook hier in die ateljee. Hy gaan nou saam met jou opvoer. Dit voel vir my hy ondersteun jou baie in jou musiekloopbaan. Ja, nee, definitief. Like ek het omgetrou vir 'n rede. Maar dis daarom nie alrede nie. Dis nie alrede nie. Sy is gewoon ouer as die ander of my is gewoon ouer as die ander rede. Ja, ek dink nie. Ja, nee, hy ondersteun my regtig en my familie en sy familie. So ja, dis amazing. Landry, vir mense wat jou nie ken nie, waar het jou liefde in jou reis met musiek begin? So ek sing my hele lewe lank nog. Ek kom van 'n klein dorpie Nylstroom af. En my sangafrigting was in Warmbad gewees. So dis 'n 20 minute se ry. So dit was altyd daai commitment vandat ek klein was, like ons gaan nou ry vir jou om te gaan sangklasse doen. Maar ek was eintlik veronderstel om 'n dokter te wees. So ja, ek was aanvaar vir medies en vir rekenkunde op universiteit, maar ek was 'n jaar te vroeg in die skool gesit. So ek was 17 toe ek klaar was met matriek. En toe het ek in 'n hospitaal gaan shadow en toe was daar 'n ou tannie wat ingekom het en sy het in 'n sinkdak vasgeloop en toe pas ek uit. En ja, dis ek sê ek kan nie 'n dokter word nie en ek het rekenkunde gaan dalk nie werk nie. Ja. En ek het rekenkunde gehaat op skool. So toe sê ek maybe moet ek 'n gap jaar vat en toe het ek 'n musiekkursus gaan doen en die gap jaar het 'n gap 10 jaar geword. Ons is baie dankbaar daarvoor dat die gap jaar 'n gap 10 jaar geword het en ten spyte van die feit dat jy slim genoeg is verseker om enigiets anders aan te pak dat jy gekies het om musiek te doen. Musiek het my gekies actually. Ja, ek voel altyd musiek het my gekies. Op watter ouderdom het jy geweet? Ek wil sê vandat ek 6 was het ek voor in die koor by die kerk gesing. So ek dink maar nog my hele lewe lank weet ek dat dit is wat ek veronderstel is om te doen, maar wanneer het jy vir jou ma gesê ek wil sanglesse neem? Ek dink dit was maar net toe ek 6 was. Ja. Ja, so my hele lewe lank het ek afrigting gekry eintlik maar. Sure. Landry, ons moet praat oor twee gebeure. Rou, emosionele liedjie wat ek dink baie mense gaan aanraak. Vertel vir ons die inspirasie agter die liedjie. Hoekom het jy besluit om hierdie lied te skryf? Ek moet eerlikwaar sê, ek het nie eintlik inspirasie gehad toe ek hierdie liedjie geskryf het nie en ek weet ook nie waarvandaan dit kom nie. Dit is seker maar die Heilige Gees wat my gelei het om hierdie liedjie te skryf. Want dit was net 'n random Sondag en ek het na 'n loop geluister. So 'n loop is soos vier ek praat nou baie Engels, maar bars van dieselfde ding wat heeltyd oor en oor speel. En dit het maar net na my toe gekom. Like ek het geen idee. Eers het ek nie verstaan hoekom jy was nog nooit in so 'n situasie nie. Like hoekom skryf jy nou so ietsie, maar daar is 'n rede. En jy het hom baie reguit geskryf wat ek van hou. Jy weet baie keer moet 'n mens gaan soek na die boodskap in iets, maar ek dink veral die doel wat hierdie liedjie het om te fokus op mense wat mishandel word. Is dit so belangrik om reguit te praat. En te sê, hier staan ek nou met geskeurde lippe en vel onder my naels, uitgesluit op die stoep. Hier lê ek en daar's 'n gat in die deur so groot soos jou hand, maar jou ma het my beloof. Jy's troumateriaal en jou pa het my beloof. Jy gaan mooi na my kyk. So dis so belangrik vir al die kykers daar buite wat ook nou luister, om te weet dit is nie reg nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Jy het 'n redelike oop einde wat 'n mens vreeslik baie empatie laat kry vir hierdie situasie.
Ek het gewonder oor die 2 gebede. Bedoel jy daarmee dit vat net 2 gebede soos wat dit 2 weke vat en dan kom jy weer oor dit? Of bedoel jy daar's 2 gebede soos in ek bid vir jou, maar ek bid ook vir myself? Dis presies wat dit is, ja. Ja, so die 2 gebede is ek bid vir jou en ek bid vir die situasie, maar dan in die liedjie sê ek bid vir jou 3 keer. So die laaste een is vir jouself. Ja. Ja, en ek wil nou huil maar. En dit is so belangrik want ja, mens bid dat die mens wat jou mishandel sal verander. Ja. Maar jy kan nie daai mens beheer op die einde nie, nee, jy kan dit vir die Here oorgee en hoop dinge verander, maar op die einde moet jy ook bid vir jou eie wysheid en insig om te besluit, wat doen ek nou in hierdie situasie? Want ek weet mense is bang daarvoor om uit te kom om polisie toe te gaan, want sê nou maar dit werk nie, sê nou maar jy word nie beskerm nie. Sê nou maar iemand glo jou nie, sê nou maar iemand glo jou nie, maar dan moet iets aan gedoen word, dan moet aksie geneem word. Ja. Landi, wat wil jy met die liedjie bereik? Ek dink as iemand net voel hulle is nie alleen nie, as hulle dit kan gebruik om die harde gesprek te begin met, sê nou maar, hulle is in daardie situasie. En net ook om, mense verstaan nie altyd waardeur die slagoffers gaan nie, like hulle het geen idee, like as jy jouself nog nooit in daai situasie geplaas het nie, dan sal jy nie weet waardeur gaan 'n slagoffer nie. So ja, om jouself in daai situasie in te plaas en dan net te wees soos, okay, dit is eintlik die realiteit vir soveel mense. Sjoe, ek sien jy raak emosioneel. Het al baie mense al hulle stories met jou nou gedeel? Ja, daar't so baie mense eintlik vorentoe gekom en hulle is soos, my ma hulle weet nie, dit gebeur nie. Ja, so daar's vreeslik baie mense wat eintlik nou uitgekom het en gesê het. Ja, weet julle, ons kan nou nie soos baie ander vrouens vandag in Suid-Afrika werk boikot en by die huis bly nie. Maar wat ons kan doen is ons kan 10 sekondes van stilte op TV hê, wat nog nooit gebeur het op hierdie program nie. En ons doen dit vir al die vrouens daar buite, maar ook vir mans en ook vir kinders wat mishandel word. En ons doen dit vir die mense wat dit doen. As jy nou kyk en jy mishandel iemand, of as jy iemand is wat mishandel word, dan gaan ons nou vir 10 sekondes vir jou stil bly, maar dit is net die begin. En ons hoop regtig dat daar vir jou sal uitkoms kom en dat dit oor kan gaan na aksie toe. En ons begin nou. Baie dankie julle. Landry, baie dankie dat jy so rou en eerlik skryf oor onderwerpe wat baie meer oor gepraat moet word. Ek dink dit is so belangrik. Dankie dat jy na die Heilige Gees geluister het wat jou gelei het om hierdie liedjie te skryf. Dis regtig wonderlik. En dit was lekker om op jou geel bank te ek hoop regtig ons sien meer van jou. Ons kan nie wag dat jy weer by ons kom kuier nie. Baie dankie. En jy gaan ook vanoggend vir ons 2 gebede doen. Yes, ja, ek gaan. Ons kan nie wag nie. Dankie vir julle, dankie vir julle tyd. Dit is Landry, bly net waar jy is. Ons is nou weer terug met 2 gebede.